Baie welkom by C'est la vie. Ek hoop jy het 'n wonderlike naweek gehad. Koos, baie welkom. Baie dankie Hoe Gerard. gaan dit met jou? Gerard, dit gaan met my goed. As die Sondag wat 'n mens oor die huwelik en daai goed moes gepraat het verby is en jou vrou is in die gehoor en alles gaan nog goed in die huis, dan juig jou siel. Dis 'n riskante preek om te preek. Maar Sy kan later sê, ja, maar jy het so gesê. ja, onthou jy Koos, onthou jy wat het daai prediker een keer daar gesê? Want dit is 'n moeilike preek om te preek, maar dit was 'n wonderlike Sondag geweest. Ons het gister 'n nuwe reeks begin, Vryers, Vriende en Familie, waar ons in hierdie tydperk van die liefdesmaand bietjie gesels oor verhoudings. En ook wat gebeur, soos die Engelsman sê, coincide met wat nou besig is om te gebeur in die liefdesmaand, is ook iets anderste wat afskop eerskomende Woensdag. En dit is die lydenstyd. Wat 'n wonderlike tyd is dit nie. Nou, baie mense het al gehoor van lydenstyd of lent, wat begin met as Woensdag. Nou Koos, ons het ek en Ulrika het Vrydag vir die eerste keer ek kan nie onthou wanneer ek en Ulrika laas net ons twee gaan saam fliek het nie. Wanneer laas het jy gaan fliek, Koos? Ag Gerard, moenie Het jy- stryk vra. Jy wil my nou weer terug in die moeilikheid bring. Ja, skus, sorry, dit was nou nie 'n goeie ding om te doen. Ja, jammer Koos, ek jammer. Maar net om te gaan fliek. Ek het al baie keer saam met my seun gaan fliek, maar ek en Harika toe die aand gaan fliek en ons gaan sit toe in die die cinema, wat is dit nou Koos? Die teater. Ja. Gaan sit ons toe en ons is amper alleen daar. En Harika sê toe iets, sy sê, hoor hoe stil is dit? Sy sê, dit is so stil, dit maak amper my ore seer. Want niks was aan nie, dit was doodse stil. 'n Vreemde iets, nou, want ons is nie gewoond aan stilte in vandag se lewe, enigsins nie. Ek ry vanoggend toe ek my seun afgelaai het by die skool, ek ry toe terug en ek dink toe oor hierdie idee van stilte. En ek dink as ons 'n desibelmeter moet neersit in die middel van ons dorp, en ek praat nie eers van 'n stad nie, ek praat net van George, sit 'n desibelmeter neer, en ons vat daai selfde desibelmeter en ons vat dit 100 jaar terug en ons sit hom neer in dieselfde plek, hoe verskillend sal dit wees? Want alles in ons lewens raas, alles. En ek praat nou van fisiese raas. Dit praat nie net van die innerlike raas wat ook in ons lewe nou plaasvind nie. Heel toevallig ook vanoggend op die radio, terwyl ek ook ry, toe sou iemand wat nou praat van, jy weet, hoe belangrik dit is om stil te word. Dit is net soos een of ander guru, wêreldse guru wat gepraat het op 'n radioprogram. En hy vertel toe van hoe verskriklik dit is vir ons as mens om net stil te raak van ons selfone. Want dit is die eerste ding wat ons aanraak in die oggend. Die oomblik as jy jou oë oopmaak, jy vat jou foon en onmiddellik begin die geraas. Die verskillende geraas. Dis nuus, dit is dis sosiale media, wat het hierdie persoon en daai persoon gesê, en Koos, natuurlik in jou geval, jy weet, een van die eerste dinge wat ek seker is jy kyk is waar jou Temu pakkies is in die wêreld. Wanneer word die volgende een afgelaai? Koos, ons moet nog praat vir die storing, jy weet, hier by die kerk, jy weet, in die ontvangs wat ons moet maar daar's soveel geraas in ons lewens en lent is juis 'n tyd al vir eeue heen wat amper die op 'n mooi tradisie is om vir die kerk tot stilstand te bring om vir 'n oomblik weer stil te word. Maar stilte sonder substans is sinneloos. Stilte met niks agter die stilte of rede vir die stilte nie, is net stilte. Dit beteken net soveel soos geraas. Stilte kan ook geraas word as dit nie reg is nie en vir die regte manier nie. So ek is vanoggend in hierdie volgende paar weke in die lydenstyd gaan ons C'est la vie spandeer om bietjie te gesels oor lent en spesifiek vandag net oor hoekom lent en veral nou
eerskomende Woensdag, die 18de, is Aswoensdag, die begin, die eerste dag van Lent. So kom ons praat so 'n bietjie oor die geskiedenis en hoekom doen ons dit? Hoekom word ons stil en hoekom is dit vir ons so belangrik om stil te word in hierdie tyd? Ja, Gerard, ek wil met jou saamstem oor die geraas. Dit gaan nie so seer net oor uh die ding self soos om op jou foon te kyk en dit gaan oor hoeveel van jou aandag en jou fokus gee jy weg. Hoeveel van jou aandag en die kern van jou gedagtes bly beskikbaar vir jou groot lewensreis. Nou, en wat is die doel van daardie reis? Is ek het 'n hergebore binneste. Ek het 'n nuwe kern en hierdie kern bly net gesond as hy ingeskakel is by 'n ander heilige geraas of stilte. En hoe meer ek oorvol raak van dinge wat my aandag opneem, hoe minder gesond of sterk is my kern, die kern van my wese. En in my stilte tyd vanoggend het ek so die gevoel gekry, ek is vroeg op, om net weer deur ons notas vir vandag te gaan. En daar in my tuin geloop, daar in Hoekwil, waar dit stil is, buiten vir die voëls. En so 'n begeerte gehad dat hierdie seisoen in die kerklike jaar ook vir my eie lewe iets sal beteken. En is goed as 'n mens in seisoene leef en om nou in hierdie lydenstyd seisoen in te gaan, sal dit ook goed wees om te weet maar presies waar kom dit vandaan? Want veral in ons Afrikaanse kerklike tradisies hoor ons van lydenstyd en dit figureer so effens in sekere eredienste. Maar in die geheel het dit nie 'n groot effek op mense se persoonlike lewens nie. Dit is nie so 'n groot simbool of ritueel in ons lewens as wat dit, ek dink, sinvol kan wees nie. En om dit sinvol deel van jou lewe te maak, vir my persoonlikheid, moet ek weet waar kom dit vandaan. Jy weet, as enige iets ryk na die ooste, dan wil ek niks daarmee te doen hê nie. So die geskiedenis is nogal interessant. Hier in 1313 na Christus het keiser Konstantyn die vervolging van die Christene beëindig, nadat hy 'n droom gehad het dat hy met 'n kruis in 'n oorlog, in 'n veldslag ingaan. Hy doen toe dit, hy is nie 'n Christen nie, maar die droom laat hom die kruis opneem, en hy wen daardie baie moeilike geveg, en toe sê hy, nou moet die Christene nie meer vervolg word nie. En skielik is dit populêr om 'n Christen te wees. Baie mense weet, die keiser is nou eintlik pro-Christendom. En nou begin hulle by die kerk aansluit sonder 'n hartsverandering. En in reaksie op hierdie, kom ons noem dit nominele tipe geloof. Ek sê nou net ek is 'n Christen, want dit is nou aanvaarbaar en dit is ek sê nou net, jy weet, die keiser besluit dis die enigste geloof en die wat nie Christen is word vervolg nie. Ek beskerm nou maar eintlik net myself deur te sê nee, ek is ook 'n Christen. En die ware gelowiges wat 'n verhouding met die Here het toe begin sien, maar ergens in die kerklike wêreld is hier nou 'n soort van 'n vervlakking. Dis nie meer eg nie. Ons word eintlik ingesluk in die kultuur. En hulle het gesê ons wil doelbewus 'n dieper toewyding kweek by mense en dit self hê. En hulle het toe dit wat vroeër in die kerk 'n tradisie was, dat as iemand tot bekering kom, het hulle dikwels hulle nie direk gedoop nie. Sê nee, wag 'n ruk totdat Paasfees kom. En dan daar op Paasfees vas jy 2 dae voordat ons jou doop. En na hierdie vervlakking in die kerk het gaandeweg al hoe meer mense gesê nee, die hele lydenstyd, die hele 40 dae voor Paasfees as 'n simbool, soos wat Christus in die woestyn hom toegewy het
met vas, gaan ons ook soort van 'n woestyntyd in voor Paasfees, 'n dieper toewyding, omdat die kerk so vervlak het. Dit was nie 'n amptelike ding nie, dit het net begin gebeur, dat die tradisie posgevat het. Kom ons maak soos Jesus, 40 dae, voordat ons die opstanding vier, kom ons sê soos hy, ons leef ook in die wildernis. Ek as daai vervlakking is want daai doop wat hulle moes gedoen het was lewensgevaarlike iets. So jy het gevas en gebid en gedink by jouself, is ek werklik, het ek werklik hierdie besluit geneem, want as ek daai dag gedoop gaan word en Konstantyn vind uit daarvan, dan ek kan doodgemaak word vir hierdie wat ek in glo. En ek dink dit is natuurlik wat die vervlakking veroorsaak het, want nou is dit so maklik om gedoop te word. Ek kan nou net ook deel raak, en soos jy gesê het, as Konstantyn nou besluit, jy weet, almal moet Christen wees, dan is ek mos nou klaar Christen, dis mos nou iets maklik. So dit het amper die gewig van wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees, het dit weggevat, want die persone wat voor die besluit van Konstantyn sou besluit het, nee, daai prys is te groot, sou dit nie gedoen het nie. En natuurlik is dit wat die vervlakking is, en ek dink in vandag se lewe is daar iets waar van daai vervlakking nog steeds, want dit die koste is nie meer so swaar nie. Nou ja, dit is Gerard die geskiedenis. So vanaf wat het ons nog gesê 1313 vir so die volgende 12 jaar het dit nou net spontaan begin gebeur. Sê nie, maar kom ons wys, ons wy ons toe, ons gaan in 'n vastyd voor Paasfees vir 40 dae. En toe het die konsilie van Nicea, is nou die kerkleiers bymekaar gekom 12 jaar later en gesê, hoor, hierdie is 'n baie goeie gebruik. En gesê, hoor, ons wil bevestig. Dit is 'n gesonde ding vir gelowiges om te doen. So nêrens is daar enige bygeloof nie, dit is net om in die kultuur van vervlakking te sê, nee, ek wil my dieper toewyding elke jaar hernie. En is nou nie meer net dopelinge nie, nuwe bekeerlinge nie, elke gelowige. En nou as Woensdag, wat is die verhaal daarvan? Dit het ook oor eeue eintlik ontwikkel. Dit het die wortels van as 'n simbool is in die Ou Testament. Lank voordat die kerk hierdie simbool gebruik het, wat ons nou net sal oor praat, het hierdie simbool ontwikkel uit die Ou Testament. Job byvoorbeeld sê dit. Hy het in sak en as berou getoon. Die koning van Ninive, nadat Jona gaan preek het, hy het in sak en as gaan sit. En Jesus self het na hierdie gebruik verwys, toe hy gesê het, dat die stede wat hulle nie bekeer het nie, hy het gesê, as die kragtige dade wat in julle gedoen is in Tyrus en Sidon gedoen was, sou hulle lank al in sak en as bekeer het. So hierdie simbool, hulle het 'n sak oor hulle gesit en dit as oor hulle gestrooi, was 'n simbool om te wys, ek is gebroken oor my eie sondigheid. Ek rou daaroor. Diep rou. Ja. Diep rou. En nou in die eerste eeu van die kerk was die gebruik hoofsaaklik gekoppel aan openbare boetedoening. Min mense weet dit, maar die eerste kerk, as jy afgedwaal het, dan moes jy bewys, ek is ernstig om weer die Here te dien. En dan, jy kan nie sommer weer terugkom in die klein groep of in die sirkel of selfs in die dienste nie. Jy moes vir 'n ruk wys. Ek is jammer oor die verkeerde pad wat ek begin loop het. En hoe jy dit moes bewys was, jy moes hierdie boetekleed dra van as, van sak, en dan moes jy as oor jou gegooi het. Sê het, ek is regtig jammer, ek wil terugkom in die gemeenskap van gelowiges. Anders as vandag, so dit was 'n intense ritueel van selfvernedering en berou vir 'n klein spesifieke groepie mense. As jy regtig afgedwaal het en jy wil terugkom, dan gooi jy die as op jou. Maar die instelling van as Woensdag het begin, en daarna is ons klaar nou met die geskiedenis.
as die begin van lydenstydperk, maar van die lydenstyd, die 40 dae, maar daar was 'n bietjie 'n wiskunde probleem, want lydenstyd was altyd bedoel om Jesus se 40 dae van vas in die woestyn te weerspieël. En hulle het 6 weke voor Paasfees het hulle begin op die Sondag. Maar hulle het eintlik gesê, maar Sondag moet ons nie vas nie. Sondag is opstandingsdag. Elke Sondag van die jaar vier ons Jesus se opstanding. So dit sou beteken dan vas ons nou eintlik net 36 dae. En dis hoekom hulle gesê het, kom ons vat dit terug na die Woensdag toe, sodat jy die Sondag kan feesvier, maar 'n volle 40 dae die vas van Jesus herdenk. So dit is nou die geskiedenis. Hier in 600 na Christus het nogal Paus Gregorius gesê, nou maar kom ons maak dan amptelik dat die lydenstyd begin nie 40 dae voor Paasfees nie, maar daardie ekstra dae vanaf die Woensdag, sodat jy vir volle 40 dae vas. So dit is nou die hele geskiedenis van waar die Woensdag begin. So toe het hulle gesê, op die Woensdag simbolies sê jy, begin my rou oor my gehegtheid aan dinge. Ek dink aan iets waarmee die Here my moet help en ek sit as op my voorkop in die vorm van 'n kruis. Die priesters het dit eers gedoen, maar so met tyd het mense dit ook as 'n persoonlike ritueel of in 'n klein groepie in jou toewyding. En die as wat jy gebruik is die as van die palmtakke wat die vorige jaar geswaai is op die Palmsondag, die Sondag voor Christus se kruisiging, toe hy in Jerusalem inkom en hulle sê Hosanna vir die seun van Dawid. So daardie gebruik is om te sê, ja, ook ek is deel van hierdie verskriklike hartseer ding. Ek sê hy is die koning, maar in 'n sin verraai ek hom ook dikwels. So ek brand nou daardie palmtak en ek maak dit as. En volgende jaar, op as Woensdag, smeer ek verlede jaar se palm hier en sê Here, ja, ek sê ook Hosanna, maar ek sê, ja, wat 'n ongelooflike simbool, nee. En nou kan 'n mens vra, hoe raak hierdie simboliek ons vandag in ons moderne tyd? Wel, ook as iets wat nou net nou by my opkom, ek dink een van die groot uitdagings is ek dis daai Engelse sê ding wat ek weet bietjie ehm 'n bietjie harde iets is om te sê, maar dit sê the road to hell is paved with good intentions. En die probleem het baie keer met hierdie, as ons nou so terugkyk na die oorspronklike idee van die lydenstyd, was die intensie uit en uit daar om jouself voor te berei vir hierdie groot Sondag, met so 'n bewustheid te leef van die gewig en die swaarte van wat Jesus vir ons kom doen het, dat ek 40 dae vas en stil word in die geraas, en soos ek hou van wat jy sê, weet, al die ander geraas eers stil maak om plek te maak vir 'n nuwe soort geraas. Um en om dit te doen, maar tog raak hierdie tipe goed, en dit is waar, en jy weet in die Romeinse kerk ensovoorts, raak dit 'n stuk plig en 'n klomp reëls wat moet nagevolg word. Jy weet, ek dink nou selfs, jy weet aan die dit is nou vir my snaaks hoe letterlik hulle die 40 dae gaan uitwerk en dit selfs die 4 dae moet bygevoeg word. Ek dink dit was die intensie van die oorspronklike kerk om te sê, hoor jy, kom ons werk dit nou presies uit, jy weet, tot die uur toe nie. Die intensie is om te sê, kom ons kom terug by die gewig van om Jesus te volg. So, wat moet ons doen om ons te beskerm teen hierdie plig, hierdie reëls en goed wat saam met hierdie soort tradisies kom, dat 'n mens kan werklik uitkom by die werklike essensie van wat hierdie doel is van hierdie tydperk? Ja, Gerard, ek dink nie net in hierdie tradisies nie, maar in alle ander Christelike tradisies. Plig het 'n goeie rol, maar as dit net plig is, as ek goed net doen, of as ek net goed doen om nie eers plig nie, maar gewoonte, leegewoonte. Ek doen dit maar net. Ek eet die nagmaal want ons sluit ons diens so af. Ek drink die wyn en dit is nie 'n oomblik waar ek regtig waar vorm
eintlik die die inhoud begin domineer. Die vorm, ek hou aan daarmee, maar die inhoud raak al hoe kleiner in my. Ek dink nie meer aan die so jou vraag is, hoe kan ons sorg dat plig en net gewone reëls nie die klem kry nie, is om te sê, maar wat is die betekenis? Om altyd aan inhoud meer as aan vorm te dink. Jy gaan na vorm of simbool of ritueel toe vanuit inhoud. En met die diep besef van inhoud word die simbool of die ritueel of selfs die plig net iets wat jy doen omdat jy reeds hierdie innerlike werk omdat jy daarmee besig is. Dit help die innerlike werk, dit vervang dit nooit nie. En as dit net plig is of net 'n ritueel of net vorm, dan raak dit eintlik skadelik. Dit raak amper so 'n soort magiese godsdiens. Ek dink die feit dat ek die kersie aangesteek het, beteken nou ek bid. Terwyl die oorspronklike was, laat daai lig brand. Terwyl jy sê, ek dink nou aan niks anders nie as my vuur wat vir die Here moet brand, Here, laat my lewe soos 'n offer wees. Nou gaan die inhoud weg. Ek steek net die kersie, ek het nou gebid. Dit Ek dink dit is hoekom ons so baie mense vandag gekant is teen sulke tipe rituele wat eintlik ons samelewing vandag arm gemaak het aan waardevolle rituele. Want ons sê nee, daai goed is net en ons gebruik die woorde, daai is net 'n leerritueel. Maar dit is nie 'n leerritueel as ons weet hoekom ons dit doen nie. En ek korrek. dink dit is hoekom vandag se gesprek so verskriklik belangrik is vir ons. So ek dink was ons nou na hierdie tyd van die lydenstyd of lent of die vaste vanaf as Woensdag ingaan, is daar twee goed wat 'n ou kan aandink. En die eerste is om te dink aan jou mortaliteit. As, jy weet, stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. Jy is soos as, soos stof. En dan soms leef ons asof ons onbeperkte tyd het. Stel uit, daar's altyd 'n môre. Jy vul jou dae met wat jy dink is dringend, maar nie die goed wat jy weet diep belangrik is. Al is dit nie dringend nie. En dan gaan jy in hierdie soort lewe waar jy net met jou eie goed besig is. En soms dan word jy tot stilstand geruk. En jy kry perspektief oor die lewe, oor tyd en oor wat regtig belangrik is of wat is meestal oppervlakkig. Jy kry boodskappe. Jou boesemvriend het 'n skrikwekkende diagnose. Jy hoor, hier's 'n groot ramp. Of die huis langs myne het afgebrand. Hier het 'n pandemie uitgebreek. Of net 'n eenvoudige ding wat soms met ons gebeur. Op 'n dag dink jy aan iets, o ja, daai was al 'n lekker tyd wat ons saam gehad en dan skielik besef jy maar, hoorie, dis 15 jaar gelede, die foto. Ek was in my vroeë 30's toe ek hier in Eden aangekom het, ek is nou 'n man van 40. Skielik dink jy, maar ek is amper 70, wat het gebeur? Die lewe is so kort, of in die lig van hierdie ramp, of hierdie telefoonoproep van die dokter, hierdie illusie wat ons het van ewigdurende gesondheid en krag en jonkheid. En ek dink lent is 'n tyd om onsself te herinner. Ek is 'n brose mens. Ek moenie te vas wees aan aardse dinge nie. Ek is ook eintlik soos hierdie as, soos hierdie stof. En ons hoef dit nie swaarmoedig te doen nie. Dit sê ek is 'n hemelse wese. En dit kan 'n groot geskenk wees. Sê Here, hierdie tot volgende Paasfees. Laat my nie ingesluk word deur die illusie van my aardse lewe dat dit die groot ding is nie. Ek is op pad ergens heen. En die ander is dan om te begin rou. Sê ek gooi nou as op my. Ek trek nou die sak aan. Waaroor rou ek? Here, al die goed waaraan ek so vas is. Al die dinge wat so belangrik is dat dit die geraas skep. Dat ek nie 'n gefokusde, vredevolle, toegewyde mens is wat los is. Ek is nie vas aan dinge nie. Ek kan gee. Ek kan tyd eenkant sit. En dit is, ek dink, wat ons kan begin doen om te sê,
wat voel ek kort in my lewe? Wat kort aandag? Wat kort tyd? Wat kort fokus? En wat het te belangrik geword? En die simbool dan van vas is om iets wat nie in sigself noodwendig 'n probleem is nie. Sê nou maar koffie. Jy drink 2 of 3 koppies koffie 'n dag, maar jy geniet dit verskriklik. Sê ek sit 'n stukkie genot een kant om my te herinner dat ek in elk geval eendag alles gaan verloor, aards gesproke. Here, help my dan om met hierdie bewustheid van my sterflikheid te reis. Wat is nou belangrik? En die koffie wat aan een kant gesit het, sê, goed, eendag sal ek alles met een kant sit. Is dit in die lig van hierdie eendag die moeite werd om nou besig te wees met hierdie woordewisseling met 'n broer of met 'n vriend of hierdie woede te hou teen my vrou? Sê nou, die eendag sou vandag wees. Sê nou die stof sal vandag aanbreek. Dit kan jy sien hoe losmaak het jou van sekere goed waarin jy so vasklou. Miskien wil ek vir 40 dae niks koop nie, behalwe net maar ons kos en so aan. Of een keer het ek so besluit gemaak, ek gaan nou vir 'n jaar niks koop nie, Gerard. Jy weet hoe nodig het ek dit soms. So wat gaan jy hierdie vaste in die lenttyd doen? Sê goed, ek gaan geen sepies kyk nie. Ek gaan my Facebook afsit. Of wat dit ook al is, maar dis nie die doel nie. Die doel is, dit moet my herinner aan my groter reis. En ek kan ook in die proses sê, Here, ek is bewus van verslawende dinge in my lewe. Verlos my daarvan. Maar ek dink daar raak jy iets baie belangrik aan wat ek dink eintlik 'n algehele iets is wat belangrik is om te weet van vas en dat ons want baie keer vas ons met die idee dat dit 'n manier gaan wees om en ons doen baie keer met gebed, ons nou die dag daaroor gepraat om God se arm te draai oor iets. Maar dit is nie die doel wat jy nou sê is wat vas doen is, vas maak my bewus van iets in my. En ek dink dis 'n baie belangrike iets wat moet onderskeid moet kry as dit kom by vas. Iets gebeur met my en ek bring myself as vas raak amper soos 'n tipe van 'n spieël wat ek neersit en ek sien myself in die spieël van wie Christus is en wat hy my na toe roep om te wees en ek kan en dis waartoe ek dan sê, Here, ek bely hierdie voor U. Help my, Here, om meer soos U te kan leef. Ja, die vas self, Gerard. Jy sit nou maar sê nou maar, ek gaan vir hierdie hele 40 dae nie 'n sjokolade eet nie. Dis nie 'n sonde om 'n sjokolade te eet nie, as jy nou nie meer as 2 kilogram 'n dag eet nie. Dan, maar dis nie asof jy sê, Here, die sjokolade is my probleem nie. Die een kant sit van iets, vra jy eintlik, Here, wys my, waar is die werklike goed in my? Of al is jy al klaar bewus, Here, ek sit hierdie een kant sodat ek meer kan dink aan hierdie skadelike ding in my. Help my, dis 'n roep. En soos jy sê, is ook 'n spieël. Wys my in die spieël, maak my oë oop. Wat in my lewe kry te veel aandag, soos wat ek dalk dink die sjokolade 'n probleem is, maar dis nie net die ding wat ek een kant sit, asof dit is wat ek vra, verlos my van sjokolade nie. Here, wys my in my dieper wese. Terwyl ek so lus is vir my koppie koffie. Watter ander dinge is ek so voorlus, maar wat my eintlik baie skade doen? Wys my myself. En ek dink so, die verse wat ek dink, vir die 3 elemente wat ek dink in die vastyd nodig is. Die eerste een is, soos ek sê, wys my sterflikheid. Psalm 90 vers 3. U laat die mens terugkeer na die stof en u sê, draai terug, mense kind. Here, laat my dink daaraan, daar kom 'n dag dat u dit van my gaan sê. Dis tyd dat jy stof word. In die lig van hierdie pelgrim situasie, wat moet ek aandag aan gee in my lewe?
Die tweede ding is dan met tyd te doen. Waaraan gee ek my tyd? Dieselfde Psalm sê in vers 12, leer ons om ons dae so te tel dat ons hart vol wysheid bekom. Here, waarheen gaan my tyd? Hierdie is 'n 40 dae van wys my hoe leef ek. En dan die laaste ding, dink ek is ook, Here, wat wil U hê moet ek opoffer? En Jesus het gesê, as iemand agter my wil aankom, Lukas 9 vers 23, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem. Daar is 'n massiewe stuk selfverloning in volgelingskap. En hierdie stukkie opoffering herinner my net aan een van die kernelemente van my geloof is, die Here wil my help om van my eie ego ontslae te raak. En elke dag myself oor te gee. Ons het dit ook nou die dag het ek hierdie selfde ding gelees toe ons gepraat het oor gebed, maar die woorde wat Tim Keller het dit aangehaal. Hy het gepraat oor paradoxes of prayer. En ek hou van die woorde wat hy gesê, prayer is an awe before an infinite force, and yet intimacy before a personal friend. En dan hierdie gedeelte hou ek baie van. Prayer is a struggle and a duty, yet a delight. Dis die paradox daarvan. En ek dink in hierdie tydperk van vas en bid, gaan ons iets van dit beleef in hierdie lydenstyd. It is a struggle. And there is a duty to it. Dit is iets wat moet gebeur. Daar is 'n deel van, weet as jy het ook jy het ook gesê met gebed, as ons net gaan wag dat dit net maar van self of ek praat maar altyd met God, dan is ons eintlik nie besig met dit nie. Daar's 'n duty aan dit. There's a struggle, dis moeilik. Daar's 'n duty aan dit, but it's a delight. En daai delight gedeelte vind jy net deur die struggle en die duty. Wanneer jy daar deurgaan, dan begin jy die delight vind. En dis ons probleem. Ek probeer nou die Afrikaans kry, maar delayed gratification. Ja, uitgestelde genot. Daai is die woord wat ek gesoek het. Ons sukkel met daai. Om iets vir nou voorneem te sê vir dit wat ons gaan ervaar later is soveel beter. En mag jy, ons gaan in hierdie tydperk diep reis deur die lydenstyd en gesels oor lent, en mag jy hierdie jaar werklik iets beleef in hierdie lydenstyd van hierdie uitgestelde genot, hierdie delight wat dit vir jou gaan wees, soos dat ons saam as gemeente saam reis en saam verdiep in hierdie tyd van lydenstyd. En mag jy dit ook, terwyl ons selfs nou praat in ons verhoudings, dalk is daar 'n verhouding wat jy voor die Here moet bring in hierdie lydenstyd. Mag jy iets beleef van God se genade en nabyheid in hierdie tyd. Dankie Koos. Dankie. Ek wil nie nou vir jou vra wat jy gaan vas nie, maar weet mag dalk 10 minute of iets wees. Mag 'n hele klomp goed wees Gerard. Maar weet ek het nog nooit die as ding gedoen nie. En volgende my stilte tyd en toe ek nou die notas ook voorberei saam met jou, dink ek wel. Ek voel tog ek wil hierdie jaar net Woensdagoggend stil word. Net daai askruisie op my kop maak en sê Here, herinner my. Ek is 'n stoffelike mens wat moet leef vir daardie dag. En ons dit mag dalk nou iets eenvoudig klink so jy het sê, maar ons het sulke rituele nodig in ons lewe, dat ons het dit ook al baie gesê, dat ons 'n geloof van die lyf moet begin kry, dat ons lyf deel raak van ons geloofsreis. So dit is dalk iets, ek wil jou nooi om ook dalk dit te doen hierdie eerskomende Woensdag by As Woensdag. En ja, dankie Koos, mag jy 'n wonderlike week verder hê en ons sien mekaar volgende week, selfde tyd, selfde Net plek. ietsie noem Gerard vir die 40 dae. Ek wou nou 'n paar Timo pakkies vir jou koop, maar nou dat jy sê ek mag nie, nou sal ek maar. Jy kan my na die tyd, dus ek sal jou herinner na dit. Dit uitgestelde genot. Totsiens.